Welkom by Hoop Verder as Môre ontsluit Bybelprofesie. Ons het in ons vorige lesings gesien hoe akkuraat Bybelprofesie die geskiedenis van die wêreld voorspel het, selfs voordat dit gebeur het. Ons het ook in ons vorige lesings gesien hoe selfs konings en koninkryke by die naam genoem word, waar konings nog nie eers gebore was nie en koninkryke nog nie eers bestaan het nie. Maar daar is 'n vraag op ons gedagtes en ek glo op jou gedagte ook. Wie is die Antichrist? Die Antichrist was al die onderwerp van baie gesprekke in gelowige en nie-gelowige kringe. Selfs tussen Christene is daar 'n groot verskeidenheid van teorieë oor die identiteit van die Antichrist. Daar is 3 hoofmodelle van interpretasie van Bybel-eskatologie, die studie oor die eindtyd. Die ene is preterisme, en dan kry ons futurisme en historisisme. Kom ons kyk eers na preterisme. Preterisme is 'n Christelike eskatologiese siening, interpreteer sommige, dit is gedeeltelike preterisme, of alle volle preterisme, profeseë van die Bybel as gebeure wat reeds gebeur het. Hierdie denkrigting interpreteer die boek van Daniël as verwysend na gebeure wat plaasgevind het vanaf die 7de eeu voor Christus tot die 1ste eeu na Christus, terwyl die profeseë van die boek Openbaring gesien word as gebeure wat in die 1ste eeu na Christus gebeur het. Nou histories het preteriste en nie-preteriste oor die algemeen saamgestem dat die Jesuïet Louis de Alcazar in 1554 tot 1613 die eerste sistematiese preteristiese uiteensetting van profesie, Vestigatio Arcani Sensus in Apocalypsi, geskryf het, gepubliseer tydens die teenreformasie. Nou die Christelike opvatting van die Antichrist is afgelei van die Joodse tradisies, veral die boek Daniël in die Hebreëse Bybel. Dit wat omstreeks 167 voor Christus geskryf is, het die koms voorspel van 'n finale opvolger wat groot woorde teen die Allerhoogste sou spreek en die heiliges van die Allerhoogste sou uitput en sou dink om tye en wette verander. Geleerdes stem saam dat die skrywer van Daniël verwys het na die hedendaagse Hellenistiese heerser van Palestina, Antiochus die 4de Epiphanes, wat probeer het om Judaïsme uit te wis. So, preterisme sien die Antichrist as 'n persoon ver in die verlede in die persoon van Antiochus die 4de Epiphanes, wat probeer het om Judaïsme uit te wis. Dus sien preterisme die Antichrist as nie relevant vir die hedendaagse Christen nie. Dan gaan ons na futurisme toe. Futurisme is 'n Christelike eskatologiese siening wat gedeeltes van die boek Openbaring, die boek Jesegiel en die boek van Daniël interpreteer as toekomstige gebeure in 'n letterlike fisiese, apokaliptiese en globale konteks volgens the Dictionary of Biblical Prophecy and End Times Zondervan. Nou 2 katholieke jesuïtiese skrywers, Manuel Lacunza in 1731 tot 1801 en Francisco Ribera 1537 tot 1591 het die futuristiese siening voorgestel. Lacunza het onder die pennaam Ben Ezra geskryf en sy werk is deur die Katholieke Kerk eers verbied. Tot in die 19de eeu is die futuristiese siening oor die algemeen deur nie-Katholieke vermy, aangesien dit gesien word as 'n selfverdediging van die pausdom teen die aansprake van die historisistiese hervormers. Dit kan julle gaan lees in Revelation 4 Views Revised and Updated. Hulle sien dat die Antichrist as 'n toekomstige persoon wat gaan kom na die wegraping. So dus sien ons hier die eerste 2 modelle. Die ene sien die Antichrist ver in die verlede, glad nie op toepassing van die Christendom vandag nie. En die ander siening, en die ander model sien die Antichrist ver in die toekoms, ook nie van toepassing op die kerk vandag nie. Dit bring ons by historisisme. In 'n Christelike eskatologie is historisisme 'n metode van interpretasie van Bybelprofeseë wat simbole met historiese persone, nasies of gebeurtenisse assosieer.
Die belangrikste primêre teks van belang vir Christelike historiese sluit in apokaliptiese literatuur soos die boek van Daniël en die boek van Openbaring. Dit sien dat die profeseë van Daniël deur die geskiedenis vervul word, wat strek vanaf die verlede tot die hede en tot in die toekoms. Dit word soms die deurlopende historiese beskouing genoem. Nou byna alle protestantse hervormers vanaf die hervorming tot in die 19de eeu het die historisistiese standpunte gehuldig volgens Horae Apocalypticae volume 4. So kom ek en jy raadpleeg weer die boek wat vertrou kan word, die Bybel vir antwoorde op die vraag oor die anti-kris. Is hy werklik van toepassing op die Christene vandag, of is hy in die verlede of ver in die toekoms? Kan julle ons lese onthou? As dit saamstem met die Bybel, is dit vir my. As dit nie saamstem met die Bybel nie, is dit nie vir my nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons hierdie belangrike studie gaan aanpak, nooi ons die Heilige Gees in ons harte in. Lei ons Here, wys vir ons wie hierdie anti-kris werklik is deur u woord. En Here, as ons sien wie hy is, help ons om 'n stand te maak aan die kant van Jesus, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons lesing vir vandag is hoop verder as die anti-kris. En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Jy sien, God se liefde is so groot vir my en jou, dat hy wil nie hê dat ons onder 'n valse geloofsisteem moet leef nie. Hy wil nie hê dat ek en jy verlei moet wees nie. Daarom gee hy vir ons al die inligting. Daarom roep hy ons ook uit hierdie misleiding uit as ons onsself daar binne bevind. Openbaring 18:4 sê, en ek het 'n ander engel uit die hemel hoor sê, gaan uit daar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie. Kom ons doen net eers 'n terugblik. Onthou julle Nebukadneser het hierdie droom gehad van hierdie groot beeld met verskillende metale en die rots wat losgekom het en hierdie beeld by die voete geslaan het. Nou God het aan Daniël ook die droom gegee en die uitlegging, en Daniël het dit geïnterpreteer en hy het gesê dat Babylon die kop van goud was in Daniël 2 en dit verteenwoordig in Daniël 7 natuurlik die leeu met die 2 vlerke. Die arms en die bors van silwer was die Meders-Perse in Daniël 2 en in Daniël 7 was dit die beer met die 3 ribbes in sy mond. Dan het ons die heupe van brons of koper wat die Grieke voorgestel het onder Alexander die Grote, en in Daniël 7 was dit die luiperd met die 4 koppe en 4 vlerke. Dan het ons die bene van yster en dit is 2 bene. Die Romeinse ryk was verdeel in 'n oostelike en 'n westelike ryk, en in Daniël 7 was dit hier die vreeslike dier wat Daniël gesien het. En dan het ons die voete van yster en klei met die 10 tone wat die verdeelde Rome verteenwoordig het. In Daniël 7 was dit die 10 horings met die klein horingkie wat daar uitgekom het. En na dit sien ons die rots wat losgekom het, wat die wederkoms van Jesus verteenwoordig het. In Daniël 7 sien ons daar's eers 'n ondersoekende oordeel, dan word die koninkryk oorhandig aan Jesus en aan die heiliges wat dan saamstem met die rots wat losgekom het. So kom ons gaan na Daniël 7 vers 8. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar 'n ander horingkie tussen hulle op, en 3 van die vorige horings is daarvoor ontwortel, en kyk, in hierdie horings was oë soos 'n mens en 'n mond wat groot dinge spreek. Wie kan dit wees? Hierdie is die fokus van Daniël 7. Tot dusver was elke aspek van die profesie 100% akkuraat. Die klein horingkie is die onderwerp van baie profesieë in die Bybel. Kom ons gaan voort in ons studie om te sien of God vir ons sal openbaar wie hierdie klein horingkie is. Ek het bly kyk totdat trone reg gesit is en 'n oue van daar gaan sit het. Sy kleed was so sneeu en die hare van sy hoof so skoon wol. Sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan 'n brandende vuur.
'n stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. Duisende maal duisende het hom gedien en 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die geregtigheid gaan sit en die boeke is geopen wat die ondersoekende oordeel verteenwoordig. Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het en ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding van die vuur oorgegee is volgens Daniël 7:11 wat praat oor die uitvoerende oordeel. Daniël 7:12 sê, ook aan die ander diere is hulle heerskappy ontneem en verlenging van die lewe is aan hulle gegee tot op 'n tyd en tot op 'n uur. En ek het gesien in die naggesigte en kyk, met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens, en hy het gekom tot by die oue van dae, en hulle het hom nader gebring voor hom. Wat ons kan sien, hierdie is nie Jesus wat aarde toe kom nie, maar voor die Vader gaan staan in die ondersoekende oordeel. Daniël 7:14 sê, aan hom is gegee heerskappy en eer en koningskap, en al die volke van die nasies en tale het hom vereer. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie sal vergaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. Hierdie wys dat na die ondersoekende oordeel word hierdie heerskappy aan Jesus gegee. Eer en koningskap word aan hom gegee, en dit sê sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat saamstem met die rots wat losgekom het in Daniël 2. Nou die groot woorde vertel ons, die is 'n geloofsmag. Sy ontstaan is uit die heidense Romeinse ryk. Die ander diere se lewe word verleng. Ons sien dat Babylon se rykdom, Medo-Persië se wreedheid, die Griekse filosofie is ingemeng in hierdie klein horingkie se mag. Kan ons die verlenging van hierdie gewaar in Openbaring 13? Kan ons die verlenging van hierdie diere se lewens sien in Openbaring 13? Ons lees in Openbaring 13:2. En die dier wat ek gesien het, dis die dier wat uit die see uitkom, en die dier wat ek gesien het was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. So definitief kan ons hier in Openbaring 13 sien die eienskappe van 'n luiperd, ons sien die eienskappe van 'n beer, en ons sien die eienskappe van 'n leeu, en ons sien dat die draak het hom sy mag gegee. Nou hierdie droom was vreeslik en Daniël was baie ontsteld. Daniël 7:15-16 sê, die gees van my Daniël is in sy omhulsel verontrus, en die gesigte van my hoof het my verskrik. Ek het nader gekom na die een van die wat daar gestaan het, en van hom sekerheid gevra oor dit alles, en hy het vir my gesê en die uitlegging van die dinge aan my bekend gemaak. Dankie Daniël dat jy gaan vra het, want vandag het ons dit opgeskrywe en ons hoef nie te twyfel nie. Vandag, omdat jy dit opgeskryf het, kan ons sien wat is die uitlegging en wie is hierdie anti-kris. Daniël 7:17-18, hierdie groot diere wat 4 is, 4 konings sal uit die aarde opstaan, en die heiliges van die Allerhoogste sal die koningskap ontvang, en hulle sal die koninkryk in besit neem tot in ewigheid, ja, tot in alle ewigheid. Vers 19 gaan voort, toe wou ek sekerheid verkry oor die 4de dier, wat van al die ander verskillend was, buitengewoon vreeslik, met ystertande en koperkloue, wat verslind, vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap. Hier begin ons sien waar Daniël se ontsteltenis gelê het. Sy belangstelling was veral in die vreeslike dier gewees. Daniël 7:20 gaan voort, en oor die 10 horings wat op sy kop was, en die ander een wat opgekom het, en waarvoor 3 geval het, naamlik hierdie horing wat oë en 'n mond gehad het, wat groot dinge gespreek het, terwyl sy gestalte groter was as die van die ander. Daniël was veral ontsteld oor die klein horingkie, wat uitgekom het, en wat 3 ander ontwortel het. Daniël 7:21, ek het gesien dat hierdie horing oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin.
Daniël 7:22, totdat die oue van daar kom en aan die heiliges van die Allerhoogste reg verskaf is en die bepaalde tyd gekom het, dat die heiliges die koninkryk in besit geneem het, wat verwys weer eens na die wederkoms en waar die heiliges en Jesus die koninkryk ontvang. So wat het Daniël verontrus? Daniël het die eerste 4 koninkryke verstaan. Die verandering in die 10 horings het Daniël ontstel. Die klein horingkie was anders en het 3 ander horings ontwortel. Dit was 'n vyand van God en die heiliges. Hy het die heiliges mishandel totdat die oue vandag gesê het, dit is nou genoeg. Maar God wil nie hê dat sy kinders in onkunde moet leef nie. Hy wil nie hê dat ons die waarheid moet miskyk nie. Hy wil hê ons moet die waarheid ken. Daarom het God sy engel aan Daniël gestuur om vir hom die uitlegging te gee. Daniël 7:23. So het hy gesê, die 4de dier, die 4de koninkryk sal uit die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. Daniël 7:24. En die 10 horings uit daardie koninkryk sal 10 konings opstaan en 'n ander een sal daarna opstaan en hy sal verskillend wees van die voriges en 3 konings neerwerp. Hierdie klein horingkie sal na die 10 konings opstaan en hy sal verskillend wees van die ander. Dit wil sê, hy sal opstaan na die verdeling van die Romeinse ryk. Nou, wat was die verdeling van die Romeinse ryk? Ons het gesien, dit was verdeel onder die Alemanis, die Franke, die Sakse, die Visigote, die Bourgondiërs, die Lombarde, die Suewi, die Heruli, die Vandale en die Oosgote. Maar dus moes die klein horingkie na die 10 nasies opstaan of tussen hulle opkom. Daniël 7:25 sê, en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel, en hy sal probeer om tye en wette verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd. Wat sien ons sover? Ons sien dat die 4de koninkryk is die heidense Romeinse ryk. Tussen 351 na Christus en 457 na Christus was die Romeinse ryk ingeval deur die heidense stamme, deur daardie barbare wat Rome onder hulle self verdeel het. Uit die 10 stamme het die klein horingkie toe opgekom en 3 ander horings uitgeblik. Kan ons uitvind wie die klein horingkie is die vraag. Wel, hierso is 6 kenmerke wat ons gaan studeer vandag van die klein horingkie of die anti-kris. 6 kenmerke van die anti-kris. Eerstens sien ons die klein horingkie sal opkom tussen die 10 koninkryke van verdeelde Rome. Tweedens, dit sal in sy geveg vermag 3 koninkryke uitblik. Nommer 3, hy sal groot woorde spreek teen die Allerhoogste. Nommer 4, dit sal die heiliges mishandel. Nommer 5, dit sal probeer om tyd en wet te verander. Nommer 6, dit sal regeer vir tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd. Kom ons kyk na punt nommer 1. Dit kom op tussen die 10 koninkryke. Nou, Rome was die hoofstad van die wêreld in daai tyd gewees. Die Christelike kerk het in die tyd ook ontstaan. Die leraar van die Christelike kerk was gesien as die hoofbiskop van die kerke. Maar afvalligheid het die kerk binnegekom. 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 4 sê Paulus, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, die mens van die sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Die kerk het werklik wêrelds begin word. Daar het valse leerstellings die kerk binne gestroom, soos byvoorbeeld die lering dat Petrus die alleen leier van die kerk is, en die lering dat die biskoppe en die paus die opvolger van Petrus is. Lering dat Christus se koninkryk 'n aardse koninkryk is, maar Jesus het gesê ek is nie uit hierdie wêreld nie. Die paus het met geweld alle weerstand teen hulle aansprake op geestelike en tydelike gesag begin onderdruk.
So, in die afwesigheid van 'n keiser in die weste, het die paus vinnig invloed en mag verkry en gou 'n kerklike ryk opgebou wat in sekere opsigte die plek van die ou ryk ingeneem het en sy beskawingswerk voortgesit het volgens de Myers General History bladsy 316. Nou, hoe het hierdie klein horingkie begin? Die klein horingkie het klein begin. Die biskop van Rome was eers op 'n vlak met alle ander biskoppe. Toe het hy begin raad gee as 'n ouer broer. Soos die jare verbygegaan het, is sy woorde ontvang as die van 'n vader. Soos die Romeinse ryk swakker geword het, het die biskop van Rome sterker geword totdat hy as 'n heer gerespekteer is. Ten slotte sou die bewering gemaak word dat die paus God op aarde is. Ons kom by ons tweede punt, die ontwortel van die 3 nasies. Geskiedenis vertel ons in die Horae Apocalypticae volume 3 bladsy 134. Geskiedenis vertel ons ek kan 3 noem wat voor die paus uit die lys wat eers gegee is uitgeroei is, naamlik die Heruli onder Odoacer, die Vandale en die Oosgote. Hierdie 3 koninkryke het almal die aansprake van die pausdom teengestaan. Dus die geskiedenisboeke vertel ons dat die pauslike mag wel 3 nasies ontwortel het. Maar hoe het dit gebeur is die vraag. Wel, die eerste nasie was uitgepluk in hierdie manier. Keiser Zeno het die Oosgote aangemoedig om die Herulies in 493 na Christus binne te val. Toe het keiser Justinianus het generaal Belisarius gestuur om die Vandale in 534 na Christus te verower. Derdens, generaal Belisarius het toe die Oosgote in 538 na Christus verdryf, wat toe die begin was van die pauslike Romeinse mag, wat toe kon begin het, want al 3 die nasies wat hulle aansprake teengestaan het, is toe uit die weg geruim. Ons derde punt, hy sal spreek teen God, hierdie mag. So die paus is van so groot waardigheid en so verhewe, dat hy nie bloot 'n mens is nie, maar as te ware God en plaasvervanger van God. Dit word geskryf in hulle eie geskrifte, Ferraris Catholic Ecclesiastical Dictionary. So al hierdie aanhalings wat ons gaan maak is aanhalings van hulle self of uit sekere boeke en tydskrifte. Dit is nie ons sienings nie, maar dit is wat ons lees in die geskiedenisboeke en die aansprake wat hulle self gemaak het. So kom ons kyk hoe het hy nog teen God gespreek. Ons lees in de Prompta Bibliotheca Article Papa, die 2de, volume 6, en daar staan geskrywe, die mag van die Romeinse paus het geensins net betrekking op die hemelse dinge en die dinge onder die aarde nie, maar ook oor die engele as wie hy groter is. Want hy is so groot waardigheid en mag dat hy een en dieselfde tribunaal vorm met Christus. Hierdie is werklik groot dinge wat hy spreek. Hierdie is Gods lasterlike dinge wat hy spreek, maar net soos dit geprofeteer is van hom. Ons lees ook Paus Leo die 13de het in 1894 gesê, ons hou op hierdie aarde die plek van God die Almagtige. Hierdie is baie hartseer om te lees dat iemand so aanspraak kan maak, maar dit is werklik soos die profesie gesê het, hy sal groot dinge teen die Allerhoogste spreek. Was dit nie die gedagte van die duiwel ook gewees nie? Kyk wat staan in Jesaja oor die duiwelse rebellie in die hemel. Hoe het jy uit die hemel geval, o Morester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die Allerhoogste. Hierdie was die gedagtes wat Satan gehad het toe hy nog in die hemel was, toe hy nog Lucifer was. Het hy gesê dat hy wil God wees. En hierso vier hy nou hier die aardse mag aan om dieselfde aansprake te maak. Dieselfde aansprake wat hom uit die hemel uit geskop het, maak hier die groot aardse mag ook nou. Paulus het geskryf oor die opkoms van die Antichrist in 2 Tessalonisense 2 vers 3 tot 4. Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom,
die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teenstander wat hom verhef bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy wel God is. En dit is presies wat hulle doen. Kyk net in hierdie foto, hoe sit hy daar op 'n troon, wat lyk soos 'n hemelse troon met selfs 2 engele daar langs hom. Wat sy ander aansprake het hy gemaak? Ons lees hierso in The Catholic Priest deur Friar Michael Müller, en daar staan geskrywe: soek waar jy wil deur die hemel en die aarde, en jy sal maar een geskape wese vind, wat die sondaar kan vergewe, wat hom uit die kettinge van die hel kan bevry. Daardie buitengewone wese is die priester, die Rooms-Katolieke priester. Ja, geliefde broeders, die priester verklaar nie net dat die sondaar vergewe is nie, maar hy vergewe hom werklik. So groot is die mag van die priester, dat die oordeele van die hemel self aan sy besluit onderworpe is. Dit is werklik 'n groot aanspraak wat hy maak, en dit maak my ore en my hart eintlik seer as ek dit lees. Maar wat sê die Bybel is godslastering, en wie kan alleen sondes vergewe? Ons lees daar in Lukas 5:21, en die skrifgeleerdes en die fariseërs het begin redeneer en sê: wie is hy wat so godslasterlik praat? Wat het hy gesê? Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen? In vers 24 staan daar: maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te kan vergewe, sê hy vir die verlamde man: ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe. Jy sien, slegs God kan sondes vergewe, maar Jesus is God, so Jesus kan sondes vergewe. Maar die punt wat hier gemaak word, wat is die definisie van godslastering? Dit is om te sê, jy kan sondes vergewe. En ons het nou net in hierdie aanhaling gesien in die boekie The Catholic Priest, dat hulle sê dat hulle kan wel sondes hier op aarde vergewe. Johannes 14:6 sê Jesus self: ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jy sien, ons hoef nie na 'n aardse priester toe te gaan om te gaan bieg nie. Ons hoef nie daar vir ons sondes te betaal nie. Ons kan reguit na Jesus toe kom en hy sal ons vergewe. Jesus sê hy is die weg, die waarheid en die lewe. Dit bring ons by ons 4de punt. Hy mishandel die heiliges. Nou gedurende die donker eeue wat in 538 na Christus begin het met die opkoms van die pauslike mag, is so wat 50 miljoen Christene tot die dood deur die pausdom vervolg, omdat hulle die woord van God oopgemaak of gelees het, een van die donkerste verhale van die geskiedenis. En daar staan geskrywe, dit is Lecky's History of Rationalism in Europe, volume 11, bladsy 32, en daar staan geskrywe: die kerk van Rome het meer onskuldige bloed vergiet as enige ander instelling wat nog ooit onder die mensdom bestaan het, sal bevraagteken word deur geen protestant wat 'n bekwame kennis van geskiedenis het nie. Kyk wat staan in die Jesuitiese eed. Onthou, die Jesuite is 'n orde wat geskep is om die reformatie teen te werk en om ketters te vervolg. Kyk wat staan daarso in die eed van die Jesuit. Ek beloof en verklaar verder dat ek, wanneer die geleentheid hom voordoen, meedoenloos oorlog sal voer en in die geheim of openlik teen alle ketters, protestante en liberale sal voer, soos aan my gerig is. Verdelg hulle van die aarde af en dat ek geen ouderdom, geslag of toestand sal spaar nie, en dat ek daardie berigte ketter sal ophang, verbrand, mors, kook, vlei, wurg en lewend begrawe, skeer die maag en die baarmoeder van die vroue en gooi hulle baba se koppe teen die mure om hulle onverbiddelike geslag uit te roei. Dat wanneer dieselfde nie openlik gedoen kan word nie, ek dit in die geheim sal doen, die giftige beker, die wurgkoorde, die staal van die piniaard, of die loodkoel sal gebruik, ongeag die eer, rang, waardigheid of gesag van die persone wat ook al mag wees hul toestand in die lewe, het sy publiek of privaat, soos ek ter enige tyd deur die enige agent van die paus of die meerdere van die Heilige Vader van die Genootskap van Jesus aangewys kan word nie.
Hierdie is 'n baie hartseer eed om af te lê. Dink net daaraan, ons vorige Paus Fransis, was 'n Jesuïtiese priester, die eerste Jesuïtiese priester wat paus geword het. Nou wat sê die Romeinse Kerk self oor hulle vervolgingstaktiek? Kom ons gaan lees daarso in The Western Watchman, 24 Desember 1908. Die kerk het vervolg. Slegs 'n onkundige in die geskiedenis sal dit ontken. 150 jaar na Konstantin is die Donatiste vervolg en soms doodgemaak. Protestante is in Frankryk en Spanje vervolg met volle goedkeuring van die kerkowerhede. Dis nou die Katolieke Kerk. Ons het nog altyd die vervolging van die Hugenote en die Spaanse Inkwisisie verdedig. Wanneer sy dink dit is goed om fisiese geweld te gebruik, sal sy dit gebruik. Sal sy absolute vryheid en gelykheid van die kerke en alle gelowiges gee? Die Katolieke Kerk gee pryse vir goeie gedrag nie. So dit wil sê dat die Katolieke Kerk het vervolg. Deur die hele donker eeue het hulle meer bloed vergiet, meer heiliges doodgemaak as enige ander instansie. Dit bring ons by punt nommer 5. Hy verander tyd en wet. Nou ons lees in die Ferraris Roman Catholic Bibliotheca, volume 6, bladsy 29. Die paus het so groot gesag en mag dat hy goddelike wette kan wysig, verduidelik of interpreteer. Maar die Bybel sê in 2 Petrus 1 vers 20, terwyl julle veral dit moet weet dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, maar hulle sê nee, ons kan dit interpreteer en ons kan wette wysig as ons wil. So watter wette het die pauslike mag verander? Eerstens, die Romeinse Katolieke Katekisme wat gebruik word om die mense te leer, word die wet van God gewysig. Hulle het die tweede gebod uitgehaal wat aanbidding van beelde verbied sodat hulle dit kan doen in hulle kerke. Dan tweedens, die 4de gebod word verkort om die onderhouding van die eerste dag van die week of Sondag in die plek van die ware Sabbat te ondersteun. En derdens, toe het hulle die 10de gebod in 2 verdeel sodat hulle nog steeds 10 gebooie kon hê. So kom ons raadpleeg daardie katekisme sommer. Vraag: het jy enige ander manier om te bewys dat die kerk mag het om feeste en voorskrifte in te stel? Antwoord: as sy nie so mag gehad het nie, kon sy nie dit gedoen het waarin alle moderne godsdienstiges met haar saamstem nie. Sy kon nie die onderhouding van Sondag, die eerste dag van die week, vervang het nie, vir die onderhouding van Saterdag, die 7de dag. 'n verandering wat daar geen skriftuurlike gesag is nie. A Doctrinal Catechism by Stephen Keenan, bladsy 174. Ook in die katekisme. Vraag: watter dag is die Sabbatdag? Antwoord: Saterdag is die Sabbatdag. Hoekom onderhou ons Sondag in plaas van Saterdag? Antwoord: ons vier Sondag in plaas van Saterdag omdat die Katolieke Kerk in die Raad van Laodicea 336 na Christus die plegtigheid van Saterdag na Sondag oorgedra het. Reverend Pieter Geierman, Converts Catechism, bladsy 50. Nou die Katolieke Kerk vir meer as 1000 jaar voor die bestaan van 'n protestant op grond van haar goddelike sending het die dag verander van Saterdag na Sondag. The Christian Sabbath, bladsy 29. So was die Sabbat verander van Saterdag na Sondag deur Bybelse voorskrifte of deur kerklike tradisie. Dit was deur die Katolieke kerklike tradisie verander. Natuurlik beweer die Katolieke Kerk dat die verandering haar daad was. Dit kon nie anders gewees het nie, aangesien niemand in daardie daad daarvan sou droom om iets te doen nie, in geestelike, kerklike en godsdienstige sake sonder haar. Hierdie handeling is 'n teken van haar kerklike mag en gesag. Dit word gekry uit 'n extract from a letter written by the Chancellor of Cardinal Gibbons, November 11, 1895. Is dit nie interessant dat daar gesê word dat dit 'n teken is van haar kerklike mag en gesag nie? Dit bring ons by ons 6ste punt. Heers vir 'n tyd, tye en 'n helfte van 'n tyd.
Nou 'n tyd is 'n ander uitdrukking vir 'n jaar, Daniël 4 vers 6. 'n Helfte van 'n tyd is 'n halwe jaar, dus sou die horentjie aanhou vir 3 en 'n halwe profetiese jare. Esegiel 4 vers 6 verduidelik vir ons hoekom 'n profetiese dag gelyk is aan 'n letterlike jaar. Esegiel 4 vers 6. En as jy met hierdie dae klaar is, moet jy vir 'n tweede keer op jou regterkant gaan lê en die ongeregtigheid van die huis van Juda dra 40 dae lank. Vir elke jaar lê ek jou 1 dag op. Kom ons maak dan nou die somme. 3 en 'n half jaar is gelyk aan 1260 profetiese dae of 1260 letterlike jare. Openbaring 12 vers 14, 13 vers 5 en 12 vers 6 almal het dieselfde tydperiode. Openbaring 12 vers 14 het ook 3 en 'n half jaar, die 1260 dae, en Openbaring 13 vers 5, die 42 maande, maal jy dan met 30 dae en dit bring jou ook by 1260 dae. Waar was die begin van hierdie profesie dan nou gewees? In 533 na Christus het Justinianus besluit dat die biskop van Rome oppergesag oor al die kerke moes regeer. Maar sy dekreet het niks beteken totdat hy en ander keisers in die staat was om die 3 Ariaanse stamme, die Herulies, Vandale en die Oosgote, omver te werp nie. En dit is hoe ons toe nou gesien het. Onthou julle, ons het gesê keiser Zeno het die Oosgote aangemoedig om die Herulies binne te val. Keiser Justinianus het generaal Belisarius gestuur om die Vandale te verower en toe het generaal Belisarius toe die Oosgote verdryf in 538 na Christus. So die beginpunt is 538 na Christus is dit bereik en die era van die klein horentjie se krag het begin. Die pausdom sou vir nog 1260 jaar tot 1798 in absolute mag voortduur. Op 20 Februarie 1798 op die regte tyd het Berthier, 'n generaal van die Franse leer onder Napoleon, die paus gevange geneem en so het die pausdom se tydelike mag beëindig. Openbaring 13 vers 3 staan daar, en ek het een van sy koppe gesien, net of dit 'n gedodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees, en die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. So dus sien ons dat presies 1260 jaar, die beginpunt 538 na Christus, tot op 1798, is presies die tydperk wat geprofeteer was, hoe lank hierdie mag in bewind sou wees. Maar ook Daniël 7 het net soos Daniël 2 eindig met hoop verder as môre. Hoop in die koms van Jesus. Daniël 7:26, maar die gereg sal sit en hulle sal hom die heerskappy ontneem en dit vergoed verdelg en vernietig. Ons het hoop verder as hierdie wrede koninkryke, want God sal 'n einde aan hulle maak. Daniël 7:27, dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste. Hulle koninkryk is 'n ewige koninkryk en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees. Dit is goeie nuus. Dit is hoop anderkant die anti-kris. Ons het wel gesien wie die anti-kris nou is, maar dit maak nie groot saak nie. Solank ons nie deel is van daai stelsel nie, sal ons deel wees van hierdie groep heiliges wat die koninkryk in besit sal neem. Daniël 7:28, hier is die einde van die saak wat my Daniël betref, my gedagtes het my baie verskrik en my gelaatskleur het verander aan my, maar die saak het ek in my hart bewaar. Ek hoop u bewaar hierdie saak in u hart, nou dat u weet wie die anti-kris is. Kan julle sien hoekom daar die eerste 2 modelle waarna ons gekyk het, die ene wat sê preterisme, wat gesê het die anti-kris is ver in die verlede. Hulle het eintlik net die fokus weggeskryf van die huidige probleme af die pausdom. Net so futurisme het die fokus weggedraai van die huidige probleem en die Christene weggelei van wat die waarheid is. Kan jy sien wie's die anti-kris? Die Bybel is so duidelik, ons kan dit nie mis nie. Hy pas in al 6 van daai punte perfek in. Ons sien dat hy 3 ontwortel het. Ons sien dat hy gespreek het teen die Allerhoogste.
Ons sien dat hy 3,5 jaar lank of die 1260 jaar lank geregeer het van 538 na Christus tot 1798 toe Berthier hom gevange geneem het. Hy vervul elke punt tot op die punt. Ons sien dat hy vervolg het. Jy sien, God gee waarlik om vir jou en vir my. Esegiel skryf dit so mooi in Esegiel 33:11. Sê vir hulle, so waar as wat ek leef, spreek die Here, Here, gewis het ek geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom moet bekeer van sy weg en lewe. Bekeer julle van julle verkeerde weë, waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel? Jy sien, God wil nie hê dat enige iemand moet verlore gaan nie. God wil nie hê dat jy jouself moet gevange hê daar in 'n valse geloofsisteem nie. God wil nie hê dat jy moet deel wees van die anti-Christ-sisteem nie. God wil hê dat jy moet bekeer en lewe. God wil 'n ewigheid saam met jou spandeer. In daardie selfde liefde roep God jou vandag. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie, en van haar pla ontvang nie. Wil jy 'n besluit maak om aan Jesus se kant te staan? Dit is alwaar ons veilig is aan die kant van Jesus, aan die kant van waarheid. Die Bybel is so waar. Ons het dit gesien in ons vorige studies en ons het dit nou weer gesien. Ons kan dit nie mis nie. Die anti-kris is nie 'n mag ver in die verlede nie. Die anti-kris is nie 'n mag wat gaan plaasvind as die Christelike kerk weggeraap word nie. Die anti-kris is 'n huidige probleem. Daarom is dit so belangrik dat ons nou die besluit maak om aan die kant van Jesus te staan. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie dat u woord so duidelik is. Dankie dat u die anti-kris vir ons geopenbaar het, lank voor sy bestaan. Dankie dat ons hier in die einde van tyd kan terugkyk en sien hoe geskiedenis vervul is, hoe profesie vervul is. Dankie dat ons hier in die einde van tyd kan sien wie die ware probleem in hierdie wêreld is. Help ons dat ons nie gevange sal bly in 'n valse sisteem nie, maar dat ons aan die kant van waarheid sal staan, aan die kant van Jesus. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen.